Goed. Dis goeienaand Mias. Right, dankie Ella. Karel, Tannie Sona, baie welkom aan almal hierso by ons klas vanaand. Ons nou lanklaas bymekaar gekom. So dit voel of ons nou lanklaas mekaar gesien het op hierdie wyse. So ek hoop dit gaan goed met julle elkeen en in besonder is die Paastyd, so 'n tyd wat mense weer dink oor Jesus en wat hy vir ons gedoen het. En mense is so dankbaar vir die Here se genade vir ons en daarom leer ons Hebreëus onder andere om so 'n bietjie te leer en nader aan die Here te kom en om die Ou Testament so 'n bietjie beter te probeer verstaan in die teks. OK, so sommer as 'n begin vir vanaand gaan ons sommer net so 'n bietjie kyk na 'n bietjie woordeskat. So met 'n paar woorde te leer, 'n paar algemene woorde. So ek gaan sommer ook nou tussen jou Ella en Karel net vra om vir ons die woorde te lees. So die Hebreëse woorde. So ek gaan sommer vra OK, so sien julle die woorde op die skerm, Ella? Kan jy die woorde sien? Ek kan sien ja. Kan sien. Alright. OK, so Ella, kan jy werk jou hoe is jou internet? Kan jy praat? Klink my nie so nie. Dalk sê dit gou weg daar. OK, Karel, lees vir ons die 4 woorde daar op die skerm asseblief, die Hebreëus asseblief. Ek dink dis 'n opsin, maar ek weet nie of ek reg te begin lokaal het nie. En jy's reg, dit is Otsen. Soos 'n golem. So hy's bietjie awkward, is half 'n vreemde begin, want nou het ons 'n alif en 'n alif is mos nou 'n guttural. So alif is klaar moeilik om te spreek, so as die woord sommer begin met hierdie guttural met 'n golem nog by dit, dan is dit so 'n bietjie moeilik of awkward om dit uit te spreek. Maar OK, so Otsen, jy's reg, die volgende is asseblief. L. Ek sal maar weer. Ja, jy kan aangaan. Okay, so L and then Elohim in the M, yes, M. OK. So OK, so kom ons praat 'n bietjie oor. Ons gaan nou in die hoofstuk wat ons nou gaan doen uit Siew se woordeskat, boek, skus. In die vorige video het ek dit as die video gelabel as Mew. So ek moet net verskoning vra, ek het hom heel verkeerd daar die naam geskryf. Dis nie 'n kat nie, die ou is nie 'n kat nie, maar die ou is die outeur is Siew. Alright, so dis daai boek wat jy ook vir my, Karel, wat jy ook vir my aangestuur het 'n koppie. So ek gaan laai hom met die groep deel. Maar hier is ook sommer 'n ander koppie van die boek. OK, so ek het 'n fisiese koppie ook van hierdie boek. Anyway, die punt is wat ek wil maak is ons gaan nou kyk na nouns. OK, so die Afrikaans is naamwoorde. Dis die term in Afrikaans, Engels is nouns. So ons gaan 'n bietjie vanaand kyk oor nouns. Hoe werk nouns in Hebreëus? So daar's OK, ons gaan nou sien daar's geslag betrokke, so manlik, vroulik, en daar's getal betrokke, 'n number. So hy's 'n noun kan 3 goed wees. Hy kan of enkelvoud wees, meervoud of dual. So dual beteken wat? Gewoonlik as jy net dink aan die woordjie nou, moenie dink aan die Hebreëus nie, dual. Wat beteken dual gewoonlik? 2. As 2, OK. So in Hebreëus is daar 'n spesifieke vorm vir wanneer daar 2 goed is. Maar dis nie noodwendig altyd net 2, as daar net 2 van iets is nie noodwendig altyd hierdie vorm nie. Maar daar spesifieke goeders in die lewe wat
meeste kere twee goeders is. Nou wil ek hê, dis ons liggame, nee, dink bietjie by jou liggaam. Dis hoe Hebreëus werk. In jou liggaam is daar baie keer twee goeders. Jy het twee oë, twee ore, hande, arms, bene, voete. Okay? So in Hebreëus word hierdie woord baie keer dan nou 'n spesifieke vorm, wanneer verwys na twee, daar's twee van hulle. Okay. So in semitiese tale ook, so semities wat die Hebreëus is 'n semitiese taal, is daar spesifieke vorm baie keer vir dual nouns. Okay. So okay, so jy sal baie keer sê, okay, so geslag is 'n groot ding in Hebreëus. Die taal. Alright, so 'n noun is dan ook ek het gepraat oor getal, maar hy's of manlik of vroulik. Jy kry ook common nouns. Dis so 'n bietjie meer komplekser as net te verduidelik, maar hy lyk manlik, maar hy is nie noodwendig altyd net manlik nie, maar meestal is daar net manlik en vroulike naamwoorde. Nou, dit raak ook later 'n bietjie trickier as dit. Ek wil net nie vir julle te moeilik maak nou nie, maar partykeer sal 'n noun manlik lyk. So hy is manlik in vorm, maar die oomblik wanneer hy 'n werkwoord kry. So onthou die werkwoord moet verbuig volgens die naamwoord. So as dit sê nou maar is die man skop die bal. Okay? So die man is die subject, die een wat die handeling doen, die werk doen. En skop is dan my werkwoord. En die bal is die objek. Okay? Die ding wat die aksie ontvang. So as die subject, die subjek, dan nou 'n manlike woord is, dan gaan die werkwoord ook lyk soos 'n manlike woord. Okay? So die man, hier spesifiek gaan dit wees dan 'n 3 manlik enkelvoud. So third masculine singular. Alright, so ek wil nie, julle hoef nie te veel nou te worry daaroor nie, ek noem dit maar net vir julle. Nou, soms lyk die woord dan manlik, byvoorbeeld, maar dan gaan sy werkwoord dalk miskien vroulik wees. Dit gebeur, dis nie altyd nie, maar daar is sulke gevalle. Of wat ook gebeur is die woord sal in die enkelvoud manlik wees. Maar dan in die meervoud, dat is die vroulike meervoud vorm. Of dis vroulik enkelvoud en dan manlik meervoud. So jy kry dit ook omgedraai. Okay. So ook om onsself te oriënteer ook die normale vorm vir 'n naamwoord is manlik. So manlik is eintlik die eenvoudige vorm. Die vroulike vorm kry dan ekstra goed by. Okay? So hy raak 'n bietjie hy kry goeders by en hy het gewoonlik 'n ander tipe einde ook, okay? So dit is ook maar net iets wat ons in gedagte hou. So dan noem ons dit eintlik die manlik is ongemerk. So aanmaak, ongemerk, en die vroulik word gemerk. Bedoelend dit word aangedui, dit is vroulik, gewoonlik. Okay, so dis ook maar net so 'n dingetjie wat julle moet dink so lank. Ek sê dit maar net dat julle net so 'n bietjie kan dink daaroor later. Okay, so Karel het vir ons gelees hierso. Okay, so die woordjie ozen beteken oor. En dan meervoud of dual word hy ats nahim. So wanneer 'n woord meervoud word, wanneer dit ore is en nie net een oor nie, dan kry goed by die einde, word daar goed aan die einde van hom bygesit, okay? Om aan te dui dat dit meervoud is. Meervoud is en ook manlik is dan nou. Maar hierin is nou dual, so dual het nog ekstra goedjies by, so hy is nog langer. Okay, so maar daar's baie min dual words, maar jy moet maar net dit besef. Okay. Dan het ons die volgende woord. Okay, so hierdie twee woordjies is baie algemeen. So El beteken God. Maar dit raak ook 'n bietjie meer komplekser as dit. Die teologie raak so 'n bietjie meer komplekser. Want ons gaan nou iets sien, daar El word in die ander, so, hoe gaan ek dit nou verduidelik? Die ander gelowe in die semitiese wêreld
het ook 'n El-god, maar hulle sien hom as 'n ander tipe god, okay? So ons moet dit ook net onthou, so daar's in elke in die Semitiese tale is daar 'n pantheon, okay? So dis amper soos die Griekse pantheon, maar die Semitiese pantheon is daar sekere gode. So in die Assiriese ryk is daar sekere gode, in die Babyloniese ryk is daar, en dan in die Hebreëse verwysingsrange. Nou natuurlik, ons weet, daar sit een God en een Here, ons moet dit erken, en dit is so, maar in die wêreld van hoe die taal is daar meer as 'n paar gode, okay? Maar vir die Jode ook is daar El, is hulle hoofgod, en hy is die skeppergod, okay? So wanneer die woordjie El gebruik word, en baie keer is dit eintlik Elohim wat gebruik word. Nou hierin raak dit weer 'n bietjie komplekser. Want Elohim, die volgende een, is meervoud. Okay, so dis gods, gode. Maar Elohim word baie keer gebruik om te verwys na God. Okay, nou, mens kan nou verskillend hierna kyk, dis nie ons doel van ons klas, maar ek noem dit net dat julle daarvan weet. So party mense wat dalk nou ateïsties is, of nie regtig glo in 'n God nie, hulle sê dat daar klomp gode, en weet allerlei nonsens wat hulle glo. Hulle sal sê, alright, hier is 'n bewys om te sê, maar daar selfs die Joodse geloof is daar gode. So hulle weet ook nie eintlik wat aangaan. Hulle sal so 'n argument hê. Alright. Christene kan miskien sê God is gode. So God is, en dan sal hulle die skuif maak om sê, maar God is drie-enig, né? Die Trinity. Okay, dit kyk moet sommer sê drie-enig is nou 'n lang woord. So hulle kan sê, alright, hierdie is dalk 'n bewys vir die Trinity. Want jy sal sien 'n paar kere, soos in Genesis 10, waar dit is van die toring van Babel, dan sal God baie keer sê, alright, ons praat met mekaar, of ons het besluit, soos altyd 'n een persoon meervoud werkwoord wat baie keer gebruik word, saam met God, asof daar meer as een God is. So dis die gedagte. So dan sal party Christene sal sê, hierdie is 'n bewys vir die drie-eenheid, né? God, Vader, Seun en Gees, okay? Ek sê net dis van wat sekere mense sou sê. Alright. So ek moet maar net dis nogals kompleks, maar as mens die Hebreëus studeer, sien mens hierdie goed raak. Want as jy na jou Afrikaanse of Engelse Bybels kyk, dan gaan dit basies net wees God, okay? Of God, vertaal wees as dit. Maar as jy na die Hebreëus kyk, is dit so bietjie meer komplekser as dit. Nou wil ek ook sê, party plekke word El gebruik as om na God te wys, as net die enkelvoud woord, en soms word daar gebruik die Elohim, die meervoud woord. Okay, so dis interessant. Nou, in die Joodse tradisie of geloof is het God twee hoofname. Daar's verskillende name vir God, en dis nou 'n hele ding wat jy nou oor ook kan praat, maar daar's hoofsaaklik twee name vir God. Dis nie twee verskillende gode nie, maar dis twee verskillende name vir God. So die eerste een is dan nou Elohim, en dit verwys na die skepper. So ook in Genesis 1, so hierdie name van God word ook baie keer op spesifieke plekke gebruik, waar daar spesifieke iets vertel word in die Ou Testament. So Elohim verwys baie keer na die God wat skep, of die skepende God se gedeelte, of die skepende kant of hand van God, is die skepper. So Genesis 1 en 2 is dit Elohim die hele tyd, né? Want God maak die skepping, hy skape alles in die skepping. Okay. Die ander naam, julle moet nou raai vat, né? Wat is die ander naam van God? Hy begin met 'n J. Yahweh, dat moet Adonai. Yes, alright, Adonai of Yahweh. Dit is die ander naam vir God, wat in die Ou Testament gebruik word, die ander hoofnaam. Hierdie naam beteken, dis die covenant God. Okay, so die covenant is die verbondsgod. So wanneer God homself openbaar aan sy mense en 'n verbond met hulle sluit, dan gebruik hy die woord, die naam vir homself as Adonai, of Yahweh dan. Ons gebruik maar net die woord Yahweh, om te sê ek is. Okay, want hierdie kom van 'n werkwoord af wat beteken ek is. Okay? So hierdie twee name van God, dis dieselfde God, maar dis twee sye van hom. Een die skeppergod en die ander kant die verbondsgod, die God wat sy mense red en 'n verhouding het met die God, né?
Alright, so dis die twee sye van God in die Ou Testament, wat mens sou kon sê. Alright, dan is daar nog ander goed ook, jy kry Ruach Elohim, so die gees van God, wat ons as Christene sê, dis die Heilige Gees, natuurlik. En dan, so ek sê, daar's ander name ook vir God, jy kry variasies ook van El, jy kry Eloha, jy kry 'n klomp verbuigings van hom ook, en Adonai kry jy ook baie keer, dat jy net sê, maar net 'n Jod hy het, okay? Of jy kry, so net Jod hy, dan sê dit ja. Of byvoorbeeld, mense se name is ook baie belangrik in die Ou Testament vir verskeie redes. Maar soos die woord vir die naam Elia, okay, die profeet Elia beteken, en hier sien ons die name van God raak, so dis El, so dit kan sê God, dit beteken God, die I daarso beteken ek of my. Dis 'n voornaam, nee, 'n pronaam, 'n voornaamwoord of wat ook al, ja, wat jy mooi Afrikaans nou vir dit beteken my God. My God is Jahwe. So Elia beteken my God is Jahwe. Alright. So dit is wat die naam Elia beteken. So dis 'n naam met baie groot betekenis in Hebreëus. So byvoorbeeld ook dan nou Eli is my God, die priester Eli, daar met Samuel ensovoorts, daai verhale beteken my God. Die naam Natania, so jy kry ook variasies hiervan, maar Natania kom van die werkwoord Nathan en dan Ia beteken Jahwe. So Nathan is om te gee en dan die Here. So die Here het gegee. So die Here het aan hierdie persoon gegee of die babatjie gegee aan sy ouers of kind, ma, wat ook al. So so is daar nog baie ander name en baie keer is God se naam deel van die naam van 'n mens. As daar 'n Ia of 'n L betrokke is iewers in die naam, dan is God se naam deel van die naam iewers. Okay, so dis 'n beteken. So is maar net so iets interessant wat ek met julle wil deel. Okay, so ons het Ozen, El, Elohim en dan M. So M beteken ma of moeder, okay? En dan moeder is dan natuurlik, so baie keer lyk 'n woord nie noodwendig manlik nie, maar 'n ma is obviously vroulik, maar sy vroulike woorde kry jy ouds op die einde, as dit 'n meervoud raak, ouds. So waf, golem waf, taf. So moeders is imouds. So jy sal sien ook die vokaal verander. En dit is hoekom ons het die rede hoekom die vokaal ook baie keer verander, is omdat ons 'n guttural het. Okay, so onthou die guttural, omdat die woord nou langer raak met die meervoud, dan maak die guttural dat die vokaal ook verander. Okay, hy veroorsaak dit. Okay, dan het ons Eretz, ons volgende woordjie. Eretz is 'n baie algemene woord, dit beteken die aarde. So Eretz lyk manlik, enkelvoud, maar meervoud is hy definitief vroulik. Maar ons sê dit steeds is 'n vroulike woord, maar hy lyk manlik. Want Eretz het geen manlike einde, vroulike einde in die enkelvoud nie, maar sodra jy meervoud toevat, dan raak hy vroulik. Jy kan sien is vroulik. Alright, land, dan het ons dam. Dam beteken bloed. Dan het ons dereg. Dereg. Dereg beteken die weg of die pad. So mens kry op SABC 2 was daar altyd op Sondag, ek kyk nou nie meer SABC of so nie, maar daar was altyd so 'n woord, wat is die program se naam gewees? Iets van The Way of the World, Dereg Eretz. Ja, Dereg Eretz. Daar was so 'n storie op die Dereg, ek spel net so Dereg Eretz. Daar was so 'n storie op SABC 2 altyd. Maar dit was so 'n Joodse program vir die Joodse gelowiges. Anyway, Dereg Eretz, The Way of the World. Okay, so Dereg Eretz. So dit daarom die woord Derek, die naam Derek of Derek kom van 'n Hebreëse woord af, dit beteken die weg of die pad. Okay?
Dan het ons geref, beteken swaard. Yad, so hand, beteken hand of krag, want jou krag is in die half in jou hand, daai gedagte, die simboliek daarvan. Dan het ons lyf of liwaf, beteken hart, en dan ook of jou mind, okay? So in die tyd van die tyd van die Ou Testament het mense geglo dat jou hart, die orgaan nou nie, is eintlik jou kop. Want as nou iemand oopsny of iets, of jy hoor maar jy voel mos jou hart klop, nee, so daai het hulle nie geweet presies alles nie, maar hulle het gedink hierdie ding hier binne wat so klop, dit moet jou brein wees. Want hierdie ding beweeg en hy is aan die gang die hele tyd. En as jy iemand so bors oopsny, dan sien jy ding klop, nie in 'n oorlogssituasie ensovoort. So hulle het gedink jou hart is letterlik jou kop, nie? Okay, Mahim kry ons baie. Mahim beteken water. Okay, water is ook baie belangrik in die Ou Testament. Want dit ook iets met die gode te doen, alright? So dis ook 'n baie belangrike ding. Mishpat beteken judgment, so regspraak of geregtigheid. Dit kom van die werkwoord shapata. Okay, so shin by taf, of tet, sorry, shin by tet, to judge, okay. Dan is ons nog 'n woordjie wat baie belangrik is, maar ek wil kyk, Ella, werk jou mic al, Ella? Ella? En jou mikrofoon aansit of sukkel jou ding? Lyk my werk nie. Okay, werk jou mic nie, okay. So, die volgende woord is nefesh, ook 'n baie belangrike woord, want dit verwys na iemand se siel, of jou binneste. Okay? So hierdie woordjie lyk, enkelvoud lyk manlik, maar die meervoud kry 'n oud op die einde. Okay, so daar's hy definitief 'n vroulike woord. Dan ayin beteken jou oog, en dan ook kan dit beteken soos 'n spring, soos 'n fontein amper. Want die trane wat uit jou oë uitkom, so daai gedagte ook. Nee, ons praat ook altyd die oog van, is dit Katu? Waar is die oog? Dis mos in Katu, of waar is die plek in Kuruman? Nee, waar is die plek wat ons noem die oog, nee? So daar's 'n groot fontein, 'n natuurlike fontein waar water uit die grond uitkom. So oog is ook in ons eie taal praat ons ook soms van 'n oog as 'n fontein, okay? So daai woordjie beteken dit. Dan sê woordjie pe beteken mond. Okay, en dan is panim. Okay, hierdie woordjie kom ook baie tevore, so die presence van iemand. Okay, so hy is altyd meervoud, baie keer sal hy ook 'n laam met voor hom kry. Dat beteken in my teenwoordigheid of voor my gebeur daar iets. Okay, so dis daai gedeelte of gedagte. Dan ons regel, dit beteken voet. Okay, regel en dan samayim. So die woordjie, hy word baie keer verwar met mayim. So mayim beteken water en shamayim beteken die hemel of die lug. Okay? Shamayim en mayim. Okay? Daai woordjies klink baie dieselfde en is natuurlik verskillende goeters, maar jy kan ook 'n argument maak, een is bo en die een is onder, nee? Okay? So shamayim is hemel en mayim is dan nou water. Okay. En daai woorde is ook baie belangrik in Genesis, veral Genesis 1 en 2 met die skepingsverhaal van God, hoe God geskaap het. Hoe hy die goed geskei het van mekaar, nee, die water onder, die hemel bo en so voort. Daai hele ding van Genesis 1. Okay, so hier is 'n paar woordjies, van hulle is redelik belangrik. Van hulle kan jy met tyd maar leer, maar van hulle is nog baie belangrik en dit sal jou help as jy hulle so gou as moontlik dan nou leer. Okay, so kom ons gaan na die begin toe van hierdie hoofstuk. Dit is, waar is nou? Dis so, alright. So les nommer 3, gedeelte 1. Okay.
So dit praat nou van noun. So hier's nou nouns, né? So naamwoorde. So 'n naamwoord is iets of iemand. Okay, so 'n boek, 'n tafel, 'n huis, 'n mens, water, 'n kar, iets fisies of dit kan ook iets abstrakt wees, né? Maar 'n ding, okay? Dis nie 'n werkwoord nie. Dis die groot onderskeid, né? Dis nie 'n werkwoord nie, dit is iets fisies of 'n idee. Is 'n naamwoord. Okay. Nou hierdie tabel is belangrik om te leer want dit wys vir jou hoe lyk die verskillende geslagte en nommers of getalle. Okay, so hierbo kry ons die geslagte. So nou wat ek gesê, daar's baie keer common ook, maar moet nou nie te veel daaroor worry nou nie, maar ek noem dit maar net vir julle. En dan hierso is getal. Okay? So 'n naamwoord kan een van die 3 volgendes wees dan nou, dis enkelvoud. Dual is dan daar's 2 van hom of van haar of van dit of is meervoud. Okay. So die dual is nie so algemeen nie, maar jy moet hom maar ken, né? Okay, so hy's maar belangrik om te weet, maar die is enkelvoud en meervoud is die mees algemeenste. Okay. Alright, so masculine singular het geen einde nie. So dis wat ek nou bedoel het. Dit is die normale eenvoudige vorm van 'n naamwoord. Die oomblik as dit 'n vroulike woord is, dan kry hy of 'n taf of 'n kametshy aan die einde. Okay. So dit maak dit dan 'n vroulike woord. En geslag is belangrik, né? So daar's eintlik 3 vlakke van geslag in Hebreëus. So ek wil nou nie te veel uitbrei op dit en julle dit mekaar maak nie, maar jy kry morfologiese geslag. So dit is die fisiese vorm van die woord. Dis wat ons nou van praat, né? Hoe eindig die woord? Watter konsonante en vokale het hy? So dis die morfologies, hoe hy fisies lyk. Dan het ons die sintaktiese geslag. Dis wat ek nou so 'n bietjie van verduidelik het, dat die woord lyk dalk is dalk manlik of is 'n manlike woord en dan kry hy 'n manlike werkwoord of 'n adjektief, né? 'n byvoeglike naamwoord. Onthou die werkwoord en die byvoeglike naamwoord sal altyd verbuig volgens die naamwoord wat hy moet beskryf of mee werk of waarmee hy gekoppel aan is. Okay? So sintakties, so dan het 'n naamwoord het dan ook 'n sintaktiese geslag. Baie keer is dit dieselfde as wat hy is of sy is, maar soms is dit verskillend en dan daarom moet ons 'n onderskeid maak. Okay? So die woord lyk dalk manlik, morfologies, maar sintakties het dit dalk 'n vroulike werkwoord. Okay, so dis hoe waar die verskil in kom. En dan is daar 'n volgende vlak en dis die semantiese geslag of gender dan nou. So dis nou meer die filosofiese kant om te dink oor alright, 'n stad, nee, wat gaan ons gebruik? In die psalms kom hierdie nogals baie na vore. So kom ek gebruik nou iets is dalk baie suggestief nou, maar so in die ou dae, wat het die soldate gebruik om hulle pyle, kyk as hulle 'n pyl en boog het, waar het hulle dit gesit gewoonlik die pyle as hulle by hulle gedra het? Enigiemand? Weet julle? So 'n pyl en boog, waar as 'n koker nou. Koker, ja, alright. Koker. So daar's 'n psalm, ek is nou net nie 100%, ek dink is 127, maar ek kan verkeerd wees. Ek gaan nie nou kan kyk nie. Daar's 'n psalm, ek sal nou net na die klas gaan opsoek na hom. Dan gebruik hy die beeld van om te sê dat 'n man en 'n vrou of 'n goeie man of 'n suksesvolle man is soos 'n soldaat met klomp pyle wat hy in sy koker kan sit. So dis nou 'n bietjie suggestief, maar die Bybel is baie keer suggestief, né? En veral ook soos maar Hooglied, dan die koker is die vrou, né? Die vroulike gedeelte en dan die pyle is die manlike gedeelte, né? Om kinders te om 'n nageslag te hê, né? So dis die semantiese ding, né? Dan sal jy sê maar byvoorbeeld 'n koker is miskien vroulik. Sy semantiese betekenis, want dit dui op die vrou wat ontvang. En die pyle is dan miskien semanties manlik, want dis die pyl wat dan gaan en beweeg en dan nou ingaan. So
So dis daai tipe van gedagte. Okay, so ek weet is nou vreemd omdat ek nou oor die goed praat, maar daar's 'n semantiese geslag ook. En dis die dieper betekenis. So party woorde is dit nie so eenvoudig net om te dink nou wat is die dieper betekenis, dit hang af hoe die woord gebruik word en in watter konteks. Maar daar is definitief ook semantiese geslag. So onthou ook die semantiese geslag is nie hoe die woordjie lyk nie, maar hoe die woord gebruik word. Saam met watter konteks ensovoorts. So dan kan mens 'n semantiese geslag ook daaruit kry. Alright. So dis maar so gedagte. Okay, kom ons gaan na dual toe. Dual manlike vroulik lyk dieselfde. So hy kry 'n patag Griek jod mem. Of jod Griek mem. Sorry. So patag jod Griek mem vir manlik en vroulik. Okay, die einde lyk so. En dan vir die meervoud die manlik kry Griek jod mem einde. Okay? So dit lyk amper so die dual, maar is nie heeltemal die dual nie. En dan die vroulik kry 'n waf golem taf of golem waf taf, okay? Aan die einde van die woord. So baie keer word daar nou as dit meervoud is, word die laaste konsonant dalk weggeval, dalk weg. Veral as dit 'n guttural is of 'n hy, 'n jod, 'n noen of so iets kan hy dalk wegval. So ek noem dit ook maar net vir julle. So dis nie altyd net so eenvoudig so om te sê alright, ek het my enkelvoud woord plus hierdie agtervoegsel en dan kry ek nou 'n meervoud. Dis nie altyd presies so nie. Partykeer val daar 'n konsonant weg of iets ook. Ek noem dit maar net vir julle, sodat julle ook maar net dit in ag neem. Maar kyk maar na die einde en dit sal jou min of meer help om te sien wat is hierdie konsonant, wat is hierdie naamwoord se geslag en sy morfologiese geslag altemins en wat is sy getal, is dit meervoud of enkelvoud of dan 'n dual. Okay, so dis natuurlik baie belangrik om hierdie goed te weet. Okay. So okay, so hier's twee woordjies. Soes, interessante woord nie, soes beteken perd. En dan melech. Melech beteken koning. So hierdie woorde lyk net normaal, daar is geen spesiale einde aan hulle nie ensovoorts. Nou wat gebeur ook baie keer is dat jy kan ook 'n manlike woord kry ook 'n vroulike vorm van hom. Maar dan is dit nie meer 'n manlike woord. So wat is die vroulik van 'n perd? Enigiemand? Julle kan tik ook op die chat of so as julle nie kan praat nie. Wat is die manlik van 'n perd? Ek gaan raai dat dit Susa is. Dis Susa, jy's reg. En dis 'n Mary, nee? 'n Mary. Dis Susa. So kom dit hy. As ek nou reg is met die presiese ding. Alright, Susa word Mary, okay. So dis 'n vroulike perd. Nou obviously kan jy met alle woorde dit net doen, net 'n ding aansit en sê okay, nou eers is dit vroulik, nee. Dis sekere woorde kan 'n manlike en 'n vroulike vorm hê. Maar dan word dit definitief 'n manlike vorm of 'n vroulike vorm. En dan beteken dit dan verander die woord ook, nee, of letterlik die ding verander ook, nee. So dis nie net sommer 'n dingetjie om te verander, hy word letterlik anders. King of koning is koningin. Okay? So ons gaan nou sien dit dra gaan Malka. Malka is hier is Malka. Alright, so ons het Susa. Jy was reg gewees, Karel. Koning raak queen en dan raak dit Malka. So jy kan nou sien hy raak nou so 'n bietjie meer komplekser, maar dis Malka. So kaf het 'n kolletjie daar en kom ons praat sommer dis 'n bietjie revision van vroeëries jaar. Okay, so daar's twee tipes kolletjies. So Karel, ek dink jy onthou hierdie goed. Daar's twee tipes kolletjies wat mens in 'n woord kan sit. Hoofsaaklik twee, daar's ander ook. Daar's twee tipes. Wat noem ons daai kolletjie? Die Douglas Lady en die die maak jy nog weer fout. Yes, die forte, die doubling. Okay, so Douglas Lady of Douglas forte. So Douglas Lady is wanneer hy plosive raak. So plosive beteken dat die manier hoe jy die konsonant uitspreek raak harder. As dit Douglas forte is, raak hy verdubbel uit. Raak dit letterlik twee konsonante. Nou die Douglas Lady kom net voor by 'n groep van 6 konsonante.
En daai konsonant het 'n spesiaal, daar's so mnemonic device, so 'n naam wat mense bymekaar sit, so 'n akroniem. Wat is daai naam van daai 6 konsonante? Karen? Begat Kefat. Begat Kefat. Alright. Goed. Begat Kefat. Alright, so dis byt, gimel, dalet, kaf, py en taf. Begat Kefat. Okay, so 6 konsonante, byt, gimel, dalet, kaf, py en taf. Okay, so hier het ons 'n kaf by Malka. So so hierdie een kan nou either een wees. Dit kan nou of 'n doubling of 'n plosive een wees, nie een wat hom hard maak. Hier spesifiek is dit nou 'n plosive een. Okay? Dis nie 'n doubling nie, want ons het die reël is ons het hier 'n patag is 'n kort vokaal. Okay? So onthou nou so 'n bietjie ons is short of kort dan nou. Dus ons het vroeër 'n bietjie daaroor gepraat vroeër in die jaar. En dan het ons 'n shava. Nou 'n shava is 'n bogger want hy kan of silent wees, so stil, dan spreek hom nie uit nie, of hy kan audible wees. So dan spreek hom uit, né? Okay, so dis die gedagte. So okay, so daar's klomp reëls, jy moet ongelukkig moet mens nou partykeer die goed maar net ken, maar later raak dit normaal vir jou en jy kan die goed uitredeneer. Alright. So jy moet altyd by die begin. Dan kyk ons na die vokale so vir een na 'n anderste. Dan kyk ons na die reëls. Okay. So die eerste vokaal is 'n patag. Kort vokaal, dan sê my reël vir my dan gewoonlik as daar 'n shava naam volg, dan moet daai shava 'n kort 'n silent shava. So dan raak dit mal. Kyk, mal en dan sou hy shava silent. En dan die volgende konsonant. Okay, die volgende konsonant is nou hierdie kaf met 'n kolletjie in. Soos ek gesê het, hy kan nou either dubbel wees of 'n harde een wees. Hier is hy 'n hard een. Want hy kan nie dubbel wees nie, want dan het ons 2 kafs langs mekaar en dan is daar 'n kaf sonder 'n vokaal en dit kan nie werk in semitiese taal nie. So dit kan nie mal k wees nie, dit moet mal k dan wees. Daar kan nie 2 k's wees nie, dan moet net een, dan kan dit een wees daar. So hierdie is om te sê dis raak 'n harde k. Okay, so dis die gedagte by hierdie hoekom hy so verander, ook hoekom hy verander is waarskynlik omdat die vokale verander het. En nou kompenseer die woord en nou moet hy daardie skryf om vir te sê hier in die begin het daar nou goed gebeur, die vokale is verloor en is stil en ons het hierdie silent shava nou, so dat goed verander, nou moet die k moet kompenseer hiervoor. En hy moet bietjie balans bring daarin. Want in Hebreëus, ek het ook hierdie altyd veel gebruik, die voorbeeld, Hebreëse woorde is soos 'n seesaw, okay? Soos 'n wat is die woord nou? 'n seesaw, wat is die Afrikaans? Ek weet nou net vergeet. 'n wipplank, okay, wipplank, yes, 'n wipplank. So as iets gebeur aan die een kant, moet daar iets aan die ander kant gebeur. So what goes down must go up, iewers. Alright, of what goes up must go down. So omdat hy goed verloor is in die begin, so gaan hy af en hy goed raak stiller en sagter, dan moet daar iets anders te gebeur aan die einde van die. En dis hoekom die kaf dan nou hier so hard raak. Want hy moet kompenseer vir die shava wat nou hier beskiklik stil geraak het en die a wat nou wat sag is, of 'n sagte klank, 'n kort vokaal is. Okay, soos malka. Okay, so malka. Okay. So skus ek verduidelik nou klomp goeters, maar dis net so 'n bietjie revision van wat ons voorheen al gepraat het. Alright. Kom ons gaan na nommer double E toe, nommer 2 toe hierso. Okay, nou gaan ons praat oor. Okay, so hierdie is 2 vroulike woorde wat ons nog gehad het met 'n kamets hy op die einde. Okay, so dis een manier om 'n vroulike woord aan te dui. Die ander manier is om 'n taf by te sit. Okay. So die enkelvoud kry net 'n taf en die meervoud kry 'n waftaf. So gewoonlik sit 'n golm waftaf, maar hierso jy kan sien hy's nou anderste, want dit is nie altyd so eenvoudig. Okay? Alright, so hier het ons berit, wat beteken 'n covenant of 'n verbond dan nou. So, maar jy kan maar jouself 99,9% van die tyd as 'n woordjie met 'n taf eindig en is 'n naamwoord, dan is dit 'n vroulike woord. So 99% van die tyd is dit 'n vroulike woord. So julle kan dit altyd onthou. Ekskuus, wat van my hier. En die een langsom, so daai is nou enkelvoud
woord, feminine singular, hierdie bereid, dan almanut is widowhood. Okay, so 'n weewenaars, weduweeskap. Okay, ja, weduweeskap, 'n vreemde woord, maar dis ook die idee, dis meervoud. So dis al meer 'n filosofiese ding half, die weduweeskap. Alright, so maar hier is 'n waf en 'n taf. En dit sê vir ons is 'n meervoud. Okay, so hierdie is feminine plural. Okay. Dan kan jy ook met 'n segol taf. Alright, so die gedagte ook is wat hy nie praat van, hy praat hierso van die stres. En dit is waar die aksent is, nee, ons het hier ook oor gepraat al in die verlede. Dit gaan oor die aksent. Waar is die aksent in die woord? So onthou gewoonlik, as die aksent nie aangedui word nie, dan is dit waar in die woord. Kan iemand onthou? As die aksent nie aangedui word nie, waar is die aksent gewoonlik? Aan die einde, die ultima. Ultima, alright, so die laaste syllable, die laaste lettergreep is waar die stres is. As hy aangedui word, dan is dit gewoonlik met hierdie tekenkie hierso. Alright? Dit lyk soos 'n driehoekie amper. Okay, so hy wys dan waar die aksent is. Alright. So wat hy punt wat jy maak is, die vokale verander dalk soms, hy kry dalk 'n segol taf op die einde, as die aksent iewers anders te val. So as die aksent op die einde van die woord is, dan sal dit 'n Griek taf wees, of 'n waf taf. Maar as dit as die aksent skuif, dan moet die uitspraak van die woord 'n bietjie verander, en dan verander die vokaal. Okay, so dan daarom kom ons nou 'n segol het hier. Want dit is ketoret. Okay? So hierso is dan nou 3. So ek gebruik hierdie woordjie vir incense nou eers wierook, ketoret. So hier's 3 lettergrepe. Ketoret. So die aksent is op die penultima, so penultima beteken die tweede laaste. Die tweede laaste aksent, lettergreep is die aksent. En nou onthou die vroulike einde kom altyd op die laaste aksent, want dis die laaste ding wat bygesit word by die woord. So as die aksent nie op die einde is nie, dan verander die vokaal na 'n segol. Okay, so onthou maar net dit. Of so as jy op die punt eintlik maar net as jy segol sien daar, moenie skrik nie. Die taf op die einde moet vir jou wys. Hey, hier's iets aan die gang. Hierdie is waarskynlik 'n vroulike woord. Onthou ook 'n ander punt is ook wat jy ook sal help, is om te onthou dat naamwoorde, kyk, okay, so werkwoorde en naamwoorde, hulle almal kom oorspronklik van hulle wortel af. Of die ander Engels is dan nou roots. Okay? So hy het 'n kernvorm. En die kernvorm is altyd, of meeste kere is daar 3 konsonante. Okay. So die oorsprong is dat daar was 3 konsonante altyd. So 'n naamwoord wat enkelvoud is, byvoorbeeld, sal ook gewoonlik 3 konsonante hê. Gewoonlik. Die oomblik as daar iets by is, soos 'n 4de konsonant, en jy sien dat die woord eindig met 'n taf, dan is die kans baie goed om te weet, okay, maar hierdie taf is bygesit, om dit 'n vroulike vorm te maak, of te wees. En daarom is dit nou 'n vroulike vorm. Okay. So as daar 'n taf is op die einde, en jy sien dat daar's ten minste dalk 4 konsonante, dan weet jy, hierdie is waarskynlik 'n vroulike woord. So dis iets om jou te help onthou. As dit 'n woord is met net 3 konsonante, en hy het nie 'n taf op die einde nie, dan is die kans baie goed dat dit 'n manlike woord is. So dit help jou maar net om so 'n bietjie te onderskei. Nou, ek weet dit is ook 'n bietjie moeilik, want later in 'n sin is daar nou werkwoorde ook betrokke, nê, en daar's adjektiewe en daar's ander woorde ook. So dan moet jy ook eers kan onderskei, maar wat is my werkwoorde en wat is wat nou, nê? So dis nie altyd so eenvoudig nie, ek besef dit. Maar as jy 'n naamwoord het en jy weet hierdie is 'n naamwoord, dan is dit ook 'n manier om te onderskei, om jou te help. Okay, wat se tipe, wat se geslag en wat se getal van hierdie woord? So ek leer altyd vir my studente en my ander studente dat veral met werkwoorde, voordat jy wil begin die woord wil ontleed, moet jy altyd eers uitfigure, wat is die root, wat is my wortel, wat is daai 3 konsonante,
En dan kyk jy wat word bygesit. Wat word voor dit bygesit, na dit bygesit en in die middel bygesit of weggeval of weggevat. Om dan te kan uitfigure wat gaan aan met die woorde, hoe jy moet verstaan en ontleed ensovoorts. Okay, so onthou die ding van die root, dis baie belangrik. So die meeste naamwoorde kom ook van 'n root van 3 konsonante. Daar is uitsonderings ensovoorts, maar gewoonlik is daar 3 konsonante. En ook ja, okay, ek wil nie te veel praat nie, maar daar's ook as daar dalk 'n hy is of 'n noen, dan van daai konsonante wel baie keer val hulle weg. So dis altyd so maklik, altyd eenvoudig nie, want van hulle val baie keer weg, want dit is dan nou 'n swak werkwoord. Mens moet 'n swak woord of 'n swak root as daar 'n konsonant is wat een van die swak sogenaamde swak konsonante is, want hulle kan baie keer wegval ensovoorts. Okay, dis maar net so gedagte. Okay. Soos byvoorbeeld hier nou 'n woord wat nou glad nie inpas met wat ek vir julle gesê het nie. So mense die woordjie bad. Okay? So bad beteken daughter of 'n dogter. So hy het net 3 konsonante. Ag, ekskuus, 2 konsonante. Maar hy het nog steeds 'n taf op die einde. Okay, so dis monosyllabic. So daar is sekere woorde wat net 1 syllable het. En dan as hy 1 syllable het, dan sê gewoonlik net 2 konsonante. Okay? So daar is ook daai uitsonderings. Soos hierdie ook, de at. Okay? So hoeveel konsonante het hierdie woord? Karel? De at, wat is 3 saam met die guttural. Saam met die guttural, jy's reg. Maar nou, as mens begin jou Hebreëus begin leer en jy later jy weet waar kom hierdie woord vandaan. So die woordjie knowledge of kennis kom van die volgende so hierdie kan okay, so die knowledge, wat sal die Karel, wat sal die werkwoord wees van knowledge? Of kennis? Dankie, maar jy hoef nou nie die Hebreëus te gee nie, jy kan, dankie daarvoor, maar dink sommer net in die Engels, wat sal die Engelse woord wees vir die werkwoord? Ek vra jou so moeilik, ek gaan jou so op die spot sit nie, so jy kan maar net vir my sê die Engels. Nog nie daar nie, ja. To know, okay? To know. Sal die werkwoord wees, nee? To know, of dan Afrikaans om te weet, weet, okay. So hierdie woord, die naamwoord en die werkwoord kom van dieselfde stam of root dan vandaan. En dis Jod, Dalet, Ayin. So Ayin is ons guttural. Okay, so jy het hom reg geïdentifiseer, Karel, dis reg. So hierdie is eintlik my wortel. Nou die probleem is met 'n Jod wat aan die begin is. Maak nie saak wat die Jod is. Die Jod is een van die swak konsonante. Swak, want hy sal baie keer sommer net wegval. En ons sien, waarskynlik sien ons die dagesh hierso, by die Begat Kefat hierso. Hier is 'n Begat Kefat, so hier is nie 'n doubling dagesh nie. Waarskynlik is die daai daar om vir ons te wys, maar hier is 'n konsonant wat weggeval. So daai dagesh sê vir ons, hey, iets het gebeur iewers. En nou moet hierdie konsonant oorkompenseer. Hy moet nou overcompensate. So dis oor die Jod wat oorspronklik weggeval het hierso. Okay. So dis die wortel. So nou hierdie woord het 3 konsonante. Ons het 'n dalet, 'n ayin en 'n taf. Maar die taf sê vir ons dis eintlik 'n vroulike woord. Feminine singular. So dit sê vir ons in 'n sekere sin hierdie is bygesit by die wortel. So die wortel is ayin, dalet, Jod. Jod, dalet, ayin. Ek het nou verkeerd gepraat. Jod, dalet, ayin. Dis eintlik die wortel, die oorspronklike wortel waar die woord vandaan kom. So die taf is hier bygesit om dit vroulik te maak. Okay, ek wil nie sê vroulik te maak nie, maar die woord is dan nou vroulik for some reason. Dis 'n hele wetenskap op sy eie hoe die taal ontwikkel het. So ek weet nie, ek dink ek het dit al in die verlede vir julle ook genoem, onthou die Hebreëus het ook ontwikkel oor deur eeue heen, nê? Deur millenniums selfs heen. So daar's redes hoekom sekere woorde dalk in 'n vroulike rigting gegaan het of 'n manlike rigting of wat ook al, of net dieselfde gebly het wat manlik dan nou is of wat vroulik gegaan het, daar's 'n rede daarvoor. Dit is 'n bietjie dis 'n studie op sy eie oor elke woordjie, so ek gaan nie daarin ingaan nie. Maar die punt is, die woord van knowledge op die ou einde soos hom nou het, daarso op die skerm is 'n vroulike vorm, 'n vroulike woord, soos 'n vroulike woord. Hy's enkelvoud nou daarso,
maar sy oorspronklike vorm is Jod David Ayin. Okay, so dis nie die argument wat ek wou gemaak het om vir julle dit so 'n bietjie meer sin te maak. Okay, waar is ons tyd? So, ons tyd is al verby. Okay, hierso is, okay, kom ek noem dit vir hierdie, ek het nou klaar hieroor gepraat, maar so hierso, some feminine nouns are marked as feminine. These are irregular and will be noted as such in the vocabulary. Some feminine nouns are not marked as feminine. So die gedagte van maak of nie maak nie, wanneer 'n ding gemerk word is dan kry daai taf op die einde, okay? Of die kam met hy, om te wys dit is 'n vroulike woord. Maar nou hierdie woorde, moeder is obviously is 'n moeder 'n ma, is 'n vroulike ding, né? En aarde, okay, weer eens mens kan nou hieroor praat. Ek kan nou 'n bietjie daaroor praat ook oor semantiek, hoekom aarde vroulik is. Ek sal ook nou as daar tyd is daaroor kom praat. Daar's 'n goeie rede daarvoor. Maar aarde is ook vroulik. Maar dit lyk nie vroulik nie. Want hulle het nie hy kan met sy op die einde nie en hulle het ook of nie 'n taf op die einde. Maar dis vroulike woord. Maar die vorm is man. Okay. So dis waar ek kom. So in die meervoud kan hy dalk vroulik raak. 'n golem waftaf kry op die einde miskien, of selfs lyk dit dalk nog steeds manlik op die einde, op 'n vroulik of op 'n meervoud vorm, maar die betekenis bly vroulik. En jy sal dit sien dan met die sintaktiese gender. So wanneer hy 'n werkwoord kry of 'n byvoeglike naamwoord kry, dan gaan daai werkwoord of byvoeglike naamwoord sal dan vroulik verbuig. So daar is redes daarvoor ensovoorts, maar onthou maar net dit. Ek weet dit is bietjie moeilik om dit te leer nou in die begin, want jy eers plek moet jy nou, hier's mooi reëls, op die eerste bladsy, die kolommetjie met die paar woordjies net, en nou skielik is daar 'n uitsondering. So dit maak dit altyd sleg, maar tale is maar eintlik ongelukkig maar vol uitsonderings. Daar's klomp uitsonderings op die reël. Op die ou ene moet ons eintlik al die uitsonderings begin leer, want so begin leer ons die woord, né? So dis ongelukkig so. Maar later sal hierdie goed ook meer natuurlik vir julle kom, en dan sal jy begin agterkom. Okay, so ek gaan sommer afsluit hiermee. Hoekom is aarde vroulik, sê ek? Okay, so daar's 'n semantieke rede daarvoor, en om dit te verstaan moet jy ook die konteks verstaan van die semitiese wêreld. Okay, so onthou, ek sê nie dis nou wat die Jode glo nie, maar dis in die wêreld waarin die Joodse taal ook ontwikkel het. So mens moet dit verstaan, né? En natuurlik glo nie al hierdie ander gode nie, maar mens moet verstaan die wêreld waarin die taal ontstaan het. Okay. Wanneer groei plante? Okay, so die aarde is nou die tuiste van die mens en diere en plante, né? Nou Karel, wanneer groei plante? Wat gebeur met die aarde? As hy vrugbaar is, of bevrug word, né? So, en dis nou baie interessant, né? Maar die gode, as jy die gode begin studeer, hoe die mense maar geleef het daai tyd, was dit maar vol seks en seksuele tipe van ondertone. Maar dis nie omdat die mense nou seks bemal, ja, hulle was seker maar seksmal, maar die lewe het baie gegaan oor om te oorlewing, né? Nou dis baie rowwer tye as nou gewees. En dis ook hoekom baie van hulle gode, nie baie van die gode nie, maar wat seks was baie deel van dit, ook voortplanting, maar ook nie net om seks te hê as mense nie, maar dat die plante aanteel en dat die diere aanteel. So mense het gode aanbid om vir hulle 'n paar dinge te gee. So mense het gode aanbid in die tyd van die Ou Testament, en ek praat dan in besonder die ander volke, die Kanaaniete, die Assiriërs, die Babiloniërs. Hulle het gode aanbid vir beskerming, vir goeie oeste, want die mense het gelewe as boere, as bestaansboere. So as daar nie goeie oeste was nie, het hulle gesterf. So daar was nie winkels om by te gaan koop, jy het of kos gekry of nie. En oorlog was ook 'n baie belangrike ding. Alright, saam met goeie oeste kan ons sê maar fertiliteit. Fertility, alright? Fertility. Hoe spel mens dit? Alright, fertility. So menslike ding met nou was ook vir dit was vir mense baie belangrik. Dink byvoorbeeld aan Abraham se verhaal.
jy moet 'n nageslag hê. Dis was vir mense baie belangrik geweest, veral vir die mans, maar die vroue ook natuurlik, nie. Jy moet 'n kind hê, want of kinders hê. Hoe meer kinders jy het, hoe beter. Want dit is iets van jou nageslag. Dit is 'n baie belangrike ding, nie? In die tyd van die Ou Testament in besonder. So mense het gode aanbid vir sekere redes. Daar het ander redes ook, maar hierdie was van die groot redes geweest. En in die wêreld van die Kanaanitiese wêreld en ook in die Babiloniërs se godsdienst was elke ding van die natuur was amper 'n god geweest. So sekere gode was die land geweest, die aarde. So jy kan dus daar's verskillende name vir hulle. So hierdie gode, baie van die godsdienste het ook maar net dieselfde gode gehad, maar hulle het net die name bietjie verander. Jy het vir Anat gehad, jy het 'n paar ander gehad, maar Anat byvoorbeeld was die aarde geweest, as ek nou reg kan onthou, ja. So die aarde, die fisiese grond, was 'n vroulike god, né? Hulle het gesien as 'n fisiese god, die aarde, die grond, die fisiese grond ensovoorts. En dan die god wat reën bring, wat maak dat dit reën en donder weer bring, was manlik. So dan het die mense die land geploeg, die saad geplant. Hulle het gesien dit as deel van die voorbereidingswerk, so hulle het feeste gehou, nee, hulle het vreeslike feeste gehou, nee, in daai tyd orgies en vreeslike drankpartytjies en waar hulle self oor eet aan kos en allerlei goeders, want dit was deel van wees om die gode nou te happy te hou, nee. So voordat hulle geplant het, terwyl hulle geplant het en na hulle geplant het, was daar vreeslik partytjie gehou. En dan het hulle gebid onder andere dat, ons het nou die saad in die grond gesit ensovoorts, nou met hierdie god, nee, so daar was nou verskillende gode gewees vir dit, so jy het Marduk gehad, en wat is die ander een, die ander groot man, wat sy nou, ek kan nou nie, maar die ander god was ook die weergod gewees, so wat was die Assiriese god gewees, nie Marduk was die Babyloniese ou, nou kan ek nie onthou, maar anyway, die ander god, wat onder andere die reën gebring het, hy het gemaak dat dit reën. So hy, in hulle beeld het gesê, alright, hierdie god, manlike god, hy kom bevrug die vroulike god. En hulle maak dan dat daar plantjies opkom. Alright. So dis hoekom aarde, en dit ek verduidelik nou 'n lang storie, maar dis hoekom aarde vroulik is. Want dit was verstaan as 'n god in die wêreld van daai tyd. En dis waarom God die woord die aarde fisies wat dan 'n vroulike tipe van ding. Okay. So dis hoekom aarde vroulik is. Dit kom uit daai agtergrond. Okay, so onthou maar net dit. So ek sê nie die Jode het gesê, alright, ons moet hierdie goed nou aanbid as gode nie. Hulle het juis gesê dis nie so. En dis die hele punt van Genesis 1 en 2 in besonder. Genesis 1 en 2 sê hulle vir die wêreld, hier is nie klomp verskillende gode nie. Hierdie goed wat julle aanbid as gode is alles nie deel van God se skepping. En daar's net een God. En hy het alles gemaak. En al die ander goed wat julle aanbid as gode, die water, die son, die sterre, die aarde, die plante, die diere, wat ook al, dit is maar net deel van God se skepping. Hulle is nie gode nie, hulle is maar net deel van God se skepping. Maar onthou die wêreld waar binne die taal ontwikkel het anders te gedink oor hierdie goed. Die Assiriërs, die Babiloniërs, die Akkadian, so alle ander tale, het anders te gedink oor hierdie goed. En hulle het 'n groot invloed gehad oor die ontwikkeling van die taal. So dit het julle net so 'n bietjie verstaan oor hoekom aarde vroulik is. Want as ek voor die klas vir julle gevra het, wat sou julle sê moet die geslag wees van aarde? Dan kan julle gesê dalk vroulik of jy kan sê dis dalk manlik, wat ook al, nee. Maar nou weet julle hoekom dit vroulik is. Want daar's 'n betekenis agter. Dit maak dalk vir ons nie sin in vandag se tyd dalk nie, maar in die wêreld van die Ou Testament het dit baie sin gemaak vir daai tyd. Okay, almal, Shalom Lechem. Julle moet 'n geseënde Paasweek hê verder en Paasnaweek ook in besonder. Ek weet nie of julle gaan rondry of wat ook al nie, maar as julle rondry, wees veilig op die pad. Sterkte met alles. Ons sien mekaar dan weer dalk volgende week. So julle moet 'n lekker aand hê. Bye bye Ella, Tannie Sona, bye bye Karel. Dankie, ons gesels weer. Bye bye.